Goeiedag. Vandag gaan ek praat oor die STEAM benadering. STEAM bestaan uit 5 domeine. Eerste een is wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, kuns en wiskunde. Die benadering leer kinders om saam te werk, probleme op te los en om kreatief te kan dink. Verskeie onderrigstrategieë en benaderings word gebruik wat hierdie benadering effektief maak, soos tematiese benadering, dan gebruik ons spelgebaseerde leer. Dit is wat ek nou weer gaan gebruik by myne. Ek gaan gebruik maak van tematiese leer, tematiese benadering, waar my hele tema oor 'n week gaan verloop. Ons gaan alles doen met water, byvoorbeeld kuns gaan ons waterverf gebruik. Ons gaan in wiskunde gebruik maak van water of praat van water. Spelgebaseer, hulle gaan ook 'n bietjie kan speel en eksperimenteer in water. Hulle gaan 'n bietjie waterspel hê buite waar hulle met babbeltjies kan blaas met hulle strooitjies en blaas in die bak. Dan as ook gaan hulle van hulle sintuie gebruik maak. Hulle gaan die kleur kan sien soos hier by hierdie aktiwiteit by kuns. Hulle gaan hulle vingertjies kan gebruik om te kan verf vir hulle kunsaktiwiteit ensovoorts. Nou, by elke vak wat ek gaan doen van STEAM is, by my wetenskap gaan ons 'n eksperiment doen om te kyk wat sink en wat dryf. Dit wat lig is, gaan dryf en dit wat swaar is, gaan sink. Hier is al my apparate of voorwerpe wat ek gaan gebruik in my eksperiment. 2 wat swaar is en 2 wat lig is. Ek gaan dit hier binne insit en dan gaan ons saam as 'n klas kyk wat sink en wat kan dryf. Volgende gaan ons na tegnologie toe. Hierso het ek 'n prentjie van wat die kinders hulle eie boot gaan ontwerp. 'n Boot wat op water is, want die hele tema gaan oor water. En die boot moet kan dryf. Ons het klaar gesien watter voorwerpe in die aktiwiteit kan sink en watter is gaan dryf. So hulle weet al klaar watter voorwerpe om gebruik van te maak. Dis enige voorwerpe wat hulle by die huis kan vat. Dan gaan hulle dit ontwerp, gaan dit eers teken en dan later by ingenieurswese gaan ons dit maak. Ons moet kyk na dat die voorwerp kan balanseer en dat dit stabiel is. Volgende gaan ons na kuns doen. Ek het by kuns nog 'n aktiwiteit gedoen, 'n eksperiment, waar ek water gevat het en kleur ingegooi het met 'n bietjie sneesie papier. Dit gaan die kleur bietjie verander. Hulle gaan ook met hulle sintuie hulle vingertjie vat. Hulle gaan dit in waterverf bietjie druk en hulle gaan my probeer ietsie verf, iets soos 'n rivier, 'n waterval, die see, enigiets waar ons water kry in die natuur. Volgende gaan ons na wiskunde toe. By wiskunde gaan ek 'n eetlepel en 'n bakkie hê. Ek gaan 'n sekere merkie maak op die bakkie. Ons gaan water vat. Ons gaan in die eetlepel die watertjie skep en ingooi. En ons gaan saam as 'n klas stel hoeveel eetlepels dit vat om die bakkie vol te maak tot by die lyntjie. Ek het 'n waterwiel wat nog iets is wat die leerders kan vat. Hulle kan op hulle eie daarmee aangaan. Hulle gaan die maatbeker kan vat en die watertjies in die doppie gooi en sien hoe dit beweeg. Daar's boeke om te wys waar kom water oral vandaan, wat is in die waters. Hier is 'n vergrootglas wat hulle kan gebruik as hulle wil bietjie nader inspekteer hierso by die kleur en 'n papier vir hulle om te kan teken wat het hulle waargeneem. Ek maak gebruik van spelgebaseerde leer en praktiese aktiwiteite om alles betekenisvol te kan maak. STEAM help kinders om deur ervaring te leer. Dit stel belangrike lewensvaardighede, doelwitte en idees vir hulle aan.